dankie dat ons 'n naam het. 'n Sterk toring waarheen ons kan vlug. 'n Plek, Here, waar elke gebroke mens, elke stikkende hart by kan skuil. Here, waar elkeen van ons in ons eie swakhede, in ons eie lewens wroeginge, Here, waardeur ons gaan, dat ons na U toe kan kom en U naam kan vind as 'n sterk toring, sê die Bybel, waarin ons kan vlug om beskutting te kry. Want in die naam is daar vergifnis van sonde. Daar is heling van harte. Daar is die heelmaak van gebrokenis. Daar is die opbou van alles wat afgebreek is in hierdie wêreld, in hierdie lewe, Here. Elke stikkende emosie, elke hart wat vanmôre, Here, heling nodig het, elke gees wat U alleen kan heel maak, kan nuut maak. Ons het U nodig. Here, dis die begin van 'n nuwe jaar en dis 'n klomp voorbereiding vir die skole en al die dinge, Here, wat hierdie week gaan begin. En ek wil vra dat U ons genade sal gee, dat ons sal uitkyk met 'n verwagting na dit wat U wil doen. Here, soos wat ons reeds gesing het, bid ons dat die Heilige Gees sal oorneem en dat U ons sal help, Here, om voor die troon te gaan staan in afwagting, soos dat hulle in daardie dag van Pinkster op U gewag het, Here. Dankie dat U ons gemeentelede gedra deur hierdie afgelope vakansietyd. Dankie dat U met elkeen van ons was. Wil U dan vanmôre stilstaan deur die kosbare woord en met die Heilige Gees en elke krankheid wat vanmôre hier is aanraak, Here, sodat hulle ook hierdie woord kan hoor vanmôre, moed kan skep en kan aangaan. Ek bid dit in Jesus se ewige en onveranderlike naam en ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Baie dankie, kan U sitplek neem. Loof die Here vir sy goedheid en sy grootheid. Ek is so bly julle is saam met ons vandag hier. Ek weet dis die laaste dag van die skoolvakansie of die laaste naweek. En dat die ouetjies wat almal nou graad 8 toe gaan, is nou al reeds môre by die skool saam met die leierskap van die graad 12s. Maar ons is dankbaar dat ons steeds die genade in die oë van die Here vind om voor sy troon te kan kom, om vanmôre dan ook so na sy woord te luister en dit wat die Here dan ook wil doen in ons lewens as 'n gemeente saam, en ek gaan vanmôre baie sterk daarop fokus. So baie dankie ook aan die musikante. Al die musikante is ook nog nie vanoggend hier nie. So ons dank elkeen wat 'n bydrae gelewer het ook tot dit. Prys sy naam. Ek hoop julle het 'n lekker Desember gehad. Rustig en julle kon lekker rus. En ja, party ouens gaan weg om te rus, ander bly by die huis om te rus. Party rus nooit. Maar ek dank die Here vir die woord wat sê as ons in Hom is, het ons die volkome rus. So as jy nou vanmôre so 'n bietjie moeg voel, kom na my toe as jy vermoeid en belas is en ek sal jou rus gee. Ek het gesien in my lewe dat wanneer 'n mens regtig liggaamlik uitgeput is en wanneer dit voel asof dinge net te veel raak, as 'n mens so in die teenwoordigheid van die Here instap, dan ervaar 'n mens net so die rus van die Here. En mens stap aan die ander kant verkook uit. So baie welkom aan almal van julle, elke persoon wat dalk die eerste keer hier is, mag die Here julle ryklik seën en ook so vanmôre met julle ontmoet. Prys die Here. Is hierdie ligte almal reg? Is dit aan? Is dit helder genoeg? Prys sy wonderlike naam. Ek gaan saam met u lees in 'n baie bekende deel in die woord van die Here. En ek gaan nie spesifiek op hierdie vers stil staan nie, maar ek gaan op die konteks van dit wat hier staan vanmôre stil staan, om dan net by hierdie tweede diens, want ons het daarom nuwejaarsooggend ook 'n diens gehad vir die wat hier is. Ons het 'n goeie nuwejaarsopkoms gehad.
Baie dankie vir julle wat die tyd uitgekoop het 8:00 die oggend om hier te kon gewees het en ons het so saam kon hallo sê en kuier en daarna dan ook so vir die nuwejaarsdag huis toe kon gaan en dit wat ons wou doen kon doen. Prediker die 3de hoofstuk vers 1. Prediker 3 vers 1. En 'n Salomo wat hierdie boek geskryf het in al sy wysheid. En hy sê alles het sy bepaalde uur, sê bietjie alles. En vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. En dan noem hy 'n klomp goed, daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. En my ma so hierdie afgelope Desember vakansie op die 27ste is sy oorlede. Na 92 en 'n half jaar het die Here haar gespaar. Erge beroerte gehad hier in Oktober maand 2025, 8 weke in die hospitaal, 2 weke in die versorgingssentrum, weer 2 weke in die hospitaal, 'n dag of 4 in die versorgingssentrum, weer 'n dag in die hospitaal en uiteindelik uitgekom en die dag voor haar sterfte het ek by haar gestaan en ek het gesien dat daai liggaam is besig om af te sluit. En op die 27ste van Desember het sy uit hierdie lewe uitgewoon. Maar ek en u is steeds hier en ons moet steeds ons deel bring en ons moet 'n verskil gaan maak in dit en Prediker kom en hy skrywe dat vir alles is daar 'n bepaalde tyd en vir elke saak onder die hemel is daar ook 'n bepaalde tyd. So alles onder die son het sy bepaalde uur, elke saak. So jy mag dalk deur 'n tydperk in die lewe gekom het waar jy seker is, baie mense sit met beloftes van die Here. Maar ek weet nie altyd is daar die beloftes slegs gebaseer op die woord van mense nie, of is dit 'n belofte wat jy ontvang het uit die woord van die Here, want ek wil graag hê jy moet dit verstaan, dat God praat nie alleen net deur mense nie. God praat eintlik op 3 maniere met my en jou, en die eerste een is deur sy woord. Dis hoekom sy woord daar is. Hy praat met sy Heilige Gees tot ons harte, en dan gebruik die Here mense om dikwels dit wat God met ons gedeel het, te bevestig. So moenie alleen staat maak op 'n woord, want baie mense wag vir 'n woord om tot vervulling te kom wat aan hulle gegee is, wat iemand vir hulle gegee het. En julle, ek wil vanmôre vir jou sê, ek betwyfel hoegenaamd nie die krag van profesie nie, ek glo absoluut daaraan. Ek het baie beloftes in die Here ontvang deur die woord van profesie. Maar daardie woord moet getoets word aan die Gees van God en aan die Skrif. So moenie vanmôre jou lewe uitgee net op die woord van mense nie. Ek onthou jare gelede, as jy nou hier in Pretoria Noord, net uit Pretoria Noord by Wesstraat verby is, aan die linkerkant is daar, dit was altyd 'n Shell garage, ek weet nie wat is dit vandag nie. En daai garage was begin deur 'n persoon wat in 'n gemeente was van my neef. En dit was 'n absolute suksesvolle onderneming. En die plek was in die mark en iemand kom in my neef se gemeente en hy hoor van die plek wat te koop is en hy besluit hy gaan hierdie plek koop en hulle gaan iewers heen om vir mense te vra, moet ek dit doen of moet ek dit nie doen nie? En hierdie profetiese gawe, hierdie persoon sê vir hom, die Here sê doen dit. Om uit te vind, minder as 'n jaar daarna, toe speel hy garage bankrot. So wat sê ek vir jou daarmee, dat jy sit vanmôre dalk hier met 'n belofte. En as jy seker is, daardie belofte van die Here is vir jou, sê hierdie skrif, daar's 'n tyd vir elke saak onder die hemel, daar's 'n bepaalde tyd. So moenie God aanjaag in dit wat hy met jou lewe besig is nie, maar bly by die Here, herinner hom aan sy belofte, sê die woord, totdat daardie belofte 'n werklikheid word. Party beloftes vat so 'n bietjie langer as ander, ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. Maar ander dinge gaan gewoonlik vinniger, of partykeer.
Maar hierdie skrif sê vanmôre vir my en jou, daar is 'n bepaalde tyd vir alles. En ek wil vanmôre stil staan op die tema, die jaar, dit is die jaar tema wat ek wil gebruik hier, die jaar wat voor ons lê, die jaar van 'n nuwe begin. En ek wil vanmôre se boodskap titel, ek het dit nie deurgegee gister nie, ek het eintlik versuim, ek het vergeet om dit te doen, ek het vergeet om dit vir Cindy te gee. Maar ek wil graag vanmôre se boodskap noem, gryp God se tyd. Gryp God se tyd. In Jesaja 43 vers 19 is daar 'n baie bekende skrif, en hoor wat sê dit. Hy sê, kyk, let op, slaan ag daarop, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit, sal julle dit nie merk nie? Hy vra 'n vraag. Ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. En ek wil 2026 in hierdie nuwe jaar afskop met hierdie gedagte dat ek en jy moet in 'n verwagting instap dat God iets nuuts in hierdie gemeente gaan doen. Maar ek wil hê jy moet ook in jou hart dit bewaar, dat ek en jy is 'n kardinale deel van hierdie gemeente, en vir God om iets nuuts hier by die gemeente te doen, by implikasie beteken dat God moet iets nuuts in my hart doen. God moet iets nuuts in jou lewe doen, God moet iets nuuts in ons as 'n gemeente saam doen, om dit wat die Here wil doen, éventueel deur te voer, want God gebruik mense. God gaan in hierdie jaar wat voorlê, in hierdie gemeente 'n dimensie in beweeg, wat dalk vir baie mense, en ek het reeds die effek daarvan begin sien, 'n probleem kan wees. Dit mag dalk vir mense vreemd wees, maar ek wil hê jy moet verstaan vanmôre dat God het dit wat ons wil doen, het die Here jare terug bevestig deur sy woord. En ek gaan hierdie goed vanmôre vir jou deurgee, sodat jy kan begryp en begrip kan hê waar ons is en waarheen ons op pad is. Niemand van julle het vanmôre in julle kar ingeklim. Geen vrou het langs haar man op die passasierssitplek gaan sit en vir die man gevra, hoorie, waarheen gaan jy nou nie? Kom aan. Want sy was gereed om kerk toe te gaan. Jy was gereed, ek hoop so. Ja, daar's dalk 'n ou wat hier ingedraai het, maar dis ook goed. Niemand van ons ry net doelloos nie. Waar was jy Stadstraat toe gaan, want dan mis jy is nie lus om so toe te gaan nie, so jy ry 'n paar ekstra draaie net om die tyd op te maak. So luister, kind van die Here, jy moet vanmôre verstaan, God wil iets nuuts in jou lewe doen. God wil iets nuuts in ons lewens doen. God wil iets nuuts in hierdie kerk doen. En ek en jy moet verstaan, want die Here sê, ek gaan iets nuuts doen. Nou sal dit uitspruit. Dis 'n nuwe jaar. Dis 'n nuwe geleentheid vir my en jou. Pastor Anton sê, ja, ek weet nie hoeveel keer het hy dit al in die verlede gesê nie. Ek het hom nou nie gaan vra nie, maar ek sal hom maar na die tyd vra. Pastor Anton, hy het gesê hy wil hierdie jaar gewig verloor. Nou ek het daai ding lankal al gelos. Okay? My vrou hou daaraan vas. Dis een van haar nuwejaarsvoorneme dat ek gewig moet verloor. Maar nou ja, dit pla my nie. Ek het 'n ou pel van my wat van skool af kom, my hele lewe deur was ek en hy saam, en my sê, ja, ou vettie. Ag, ek voel soveel. Want my krag lê nie in my liggaam nie. My krag lê nie in hoe ek lyk nie. My krag is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. As ek instap, dan weet ek God is met my. As ek bid, dan weet ek die Here antwoord my. As ek met hom praat, weet ek hy praat met my. Sê wat jy wil. Laat hulle vir jou sê wat hulle wil. Ek wens die tieners kan dit besef.
Hulle het my altyd 'n bynaam op skool genoem en as hierdie selfe ou jakkals wat ek nou van praat wat daai bynaam vir my gegee het, net omdat hy lui was om te leer en ek geleer het. Kom aan. En my hele lewe deur het ek hy bynaam gedra. En daar's nog so 4 of 5 mense wat my so ken en as ek op 'n plek kom, dan noem hulle my so en dan kyk jy ander mense aan, dink hulle ek is woes geleerd en dan noem hulle my ook so. Maar hulle dink ek is geleerd. Wat hoor ek? Want ek is nie wat ander mense sê nie. God het my nuut gemaak. Op 17 Januarie 1982 is ek bekleed deur die bad van wedergeboorte en elkeen wat in Jesus gedoop is, het 'n nuwe skepsel geword. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, ek maak alles nuut. God is 'n God van nuut. Hy wil my en jou nuut maak. Hy wil hierdie gemeente nuut maak. Hy wil ons gemeenskap nuut maak. Hy wil jou huwelik nuut maak. Hy wil jou verander. Hy wil jou mens wees nuut maak. Hy wil jou karakter aanraak. Die vraag is, laat ek hom toe? Laat ek hom toe? Gaan ek God toelaat om te doen wat hy hier wil doen? Of gaan ek nou in my kulturele agtergrond en in my eie persoonlike senswyse stil staan en sê, no, thank you, not for me. So luister mooi, kind van die Here. In my hart, hoor as hy Klaagliedere 3 vers 23, voor ek na dit oorgaan wat ek in my hart dra as 'n verwagting. Hoor as hy Klaagliedere 3:23. Hy sê God, die Afrikaanse Bybel sê sy goedertierenheid, sy goedheid, sy genade is elke môre nuut. Daar's 'n skrif wat sê dat die aande, die nagte is vol gehuil. Dis die ekwivalente skrif. Maar in die oggend, wanneer die son opkom en jy kyk met nuwe perspektief na sake in jou lewe, dan is daar hoop. Moenie laat wanhoop jou vasgryp nie. Moenie laat wanhoop jou lewe arresteer nie. Gryp vanmôre die geleentheid, gryp na God se tyd in 2026 in jou lewe, en dit wat God wil doen, is presies wat hierdie groep vanmôre gesing het. Ek het 'n verwagting diep in my hart, dat hierdie gemeente nou op die plek gekom het, en ek het verlede jaar al begin met hierdie hele proses, waar God iets nuuts in ons midde wil doen. In Jesaja 43 vers 19, die skrif wat ek net vir jou gelees het, kom die Here en hy praat deur hierdie profeet en hy noem 4 dinge. En ek gaan nie stil staan op dit, ek gaan dit net vir jou noem, want ek wil hê jy moet verstaan wat is daai skrif wat ek vir jou gelees het. Kyk, ek gaan iets doen. Die eerste ding wat God vir jou en vir my sê, ek wil iets nuuts in hierdie kerk doen. Ek wil iets nuuts op hierdie aarde doen. Ek wil iets nuuts in jou lewe doen. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat God vir ons sê is, dit sal, kyk die woordjie wat hy daar gebruik, dit sal wanneer uitspruit? Ek hoor nie, julle moet met my praat asseblief. Ek weet julle is moeg van die vakansie hou. Julle gaan nie eens volgende week begin praat, maar begin nou al. Wanneer gaan dit uitspruit? Dit gaan nou uitspruit. Nou. Daar is 'n uur en dit is nou. Wanneer die ware aanbidders God in gees en waarheid sal aanbid. Ek en jy kan eintlik niks aan gister doen nie. Weet jy, ek en jy kan bitter min aan môre doen. Want ek weet nie of ek môre daar gaan wees nie. Maar daar is 'n tyd wat ek iets kan doen, en dis nou. So is jou hart hier waar jy sit vanmôre nou oop vir die werking van die Gees? Is jou hart nou oop om te ontvang wat God vir jou wil gee?
Is jy nou gereed om te sê, Here, ek gaan nie wag tot môre toe nie. Ek kan nie uitstel tot môre en ooremôre nie. Ek moet begin. As ek dit vir jou sê, dan praat ek met myself. Want een van ons groot geneigthede is om goed uit te stel. Ek sal, wat sê die kinders altyd, as jy hoor, gaan pak jou tas reg, gaan pak jou kas reg. Ek sal môre. OK? Ek weet nie of daar 'n program was dit gesê het môre of wat is dit nie, maar iewers dat dit ons vasgehaak aan môre. Moenie wag tot môre toe nie, doen dit nou. Begin nou. Besluit vanmôre, jy gaan iets doen aan jou gebedslewe. Besluit vanmôre, jy gaan iets doen om God se woord te lees. Besluit vanmôre, jy gaan iets doen om op God te wag vir sy krag en vir sy heerlikheid. Besluit. Hy wil dit nou doen. Die derde ding wat God in hierdie skrif sê is, hy maak 'n pad waar dit droog is. Miskien sukkel jy met finansies, is droog in jou finansies. Dis dalk droog in jou verhoudinge, dis dalk droog, kind van die Here, in jou gesondheid. Die Here sê, ek maak 'n pad waar dit droog is in die woestyn. Hoekom? Want ek wil 'n fontein laat uitbars. Moenie vashou. En dit is waar die verskil kom, en dit is wat ek vir iemand hier by die begrafnis nou die dag sê. Ons kan die kennis oor die koninkryk hê, maar as ons nie die toepassing van die koninkryksdinge gaan vat nie, dan gaan ek nêrens kom nie. Kennis alleen help jou niks. Dis toegepaste kennis wat jou gaan deurdra. So kry kennis, maar doen iets daarmee. Pas dit toe. Die vierde ding wat gaan gebeur is, wat die Here hier sê is, hy sal water gee in die wildernis. So met ander woorde, daar sal genoeg water wees in die wildernis om 'n tuin aan te lê. Om 'n plek reg te kry. En julle, het ons nie nogal redelik water in Desember gehad nie. Ek sukkel nou nog om water weg te kry bo op die turf. OK? Hy gaan in die woestyn vir jou 'n pad maak. Hy gaan die droogte verander. Hy gaan vir jou water gee. Hy wil jou aanraak met dit wat nuut is. Hy wil dit nou doen in jou lewe. In 1994 het die Here my 2 skrifte gegee waarop ek eintlik my hele lewe, my hele bediening in die begin gebou het toe ek voltyds bediening toe gegaan het. En verstaan vanmôre een ding. Die koninkryk het 2 bene. Het jy gehoor dat ek sê die koninkryk het 2 bene? Die eerste been is, weet wat sê God oor jou situasie. Die tweede been is, gaan doen wat God sê oor jou situasie. Gehoorsaamheid. So geloof en gehoorsaamheid is die 2 bene waarin die koninkryksbeginsels van God in jou lewe 'n realiteit sal word. Dit help nie, jy bid oor jou finansies en jy roep die Here aan vir hulp, hy gaan jou help vir daai oomblik. Hy gaan jou help, hy gaan jou altyd deurdra. Maar dis nie God se plan nie. Gaan vind uit wat sê God oor finansies. En dan doen jy wat God sê oor finansies, want God kan nie lieg nie. En ek en jy moet in daai probleem of in daai proses begin instap wat ek weet wat sê die Here en begin doen wat sê die Here. Hy gee my 2 skrifte in 1994 en 95. Toe ek hierdie auditorium gebou het en eintlik hierdie gemeente op hierdie gronde gesit het. Jesaja 60 vers 3, vers 4, vers 9 tot 10. Kom ek lees dit vir jou saam. En nasies sal trek na jou lig. In 94 gee God my 'n woord. En hy sê vir my in 1994 en jy kan maar die hele skrif gaan deurlees in Jesaja die 60ste hoofstuk. Ek het vir jou uitgehaal wat die Here daai tyd met my gedeel het. En nasies sal trek na jou lig. Wie gaan trek na jou lig? Ek hoor nie.
Nou wat se ding is nasies? Almal. Kom aan, is julle nog hier? Hy sê vir my in 94, toe ek hierdie kerk begin bou, toe ek hierdie gemeente hier plant, en jy moet verstaan, toe ek hierdie gemeente hier plant, ek het min mense gehad. Ek het nie geld gehad om die kerk te bou nie. En die bietjie geld wat ek nog gehad het om dit te doen, het hoofkantoor uiteindelik vir my gesê, daarvan moet ek R150.000 betaal vir die grond wat hierdie kerk op staan. Nou praat ek van in 1994, 95. Daai jare was dit baie geld. Want hulle was besig met dorpstigting en hulle het R500.000 nodig gehad en Lewende Waters het daarom 150 gehad dat hulle vir hulle kon gee. My bestuursraad was omgehellie, hulle was woedend. Want ek kon die plot oor kan die pad gekoop het. 'n 5 hektaar plot, hierdie is 1 hektaar. Vir dieselfde geld. Met 'n 300 vierkante meter huis op. En toe hulle beklei oor dit, toe sê ek raak rustig. Ek weet nie of julle verstaan nie, maar hoofkantoor in Lewende Waters is 1 kerk. En God sorg vir sy eie kerk. En so het hulle berus en ons het die geld betaal en vandag staan hierdie kerkie en hierdie gemeente is hier al vir baie jare. So die Here kom en hy sê vir my in Jesaja 60, en nasies sal trek na jou lig, en konings sal na jou stralende opgang, slaan jou oë rondom op, kyk rondom jou en sien, en kyk, hulle almal kom by mekaar, hulle kom na jou toe. Jou seuns en jou dogters word op die heup gedra, vers 9, hulle silwer en hulle goud is by hulle vir die naam van die Here. En vers 10, en uitlanders sal jou mure bou. So wie gaan hierheen, wie gaan na die lig toe trek wat God in ons gesit het? Wat het hy in die begin gesê? En al wat ek sien is, Here, ons mure is voor U sien dit raak, wat hierdie mure het hier gestaan, ek het gebid daaroor en vir die Here gesê, Here, U moet my help in hierdie proses. Ek weet by U is niks onmoontlik nie, en 2 jaar het ek 'n deur gebid, totdat God geld losgemaak het en hierdie kerk klaar gebou het kontant. Al wat hy vir my gesê het, jy kan hierdie kerk bou, maar jy mag nie geld leen nie. En ek het dit gedoen. Toe Hatfield Noord by my aangery kom, Pastor Karel Bernd in sy leierskap om te kyk wat ons hier doen, die grootte van die kerk, toe sê hy vir my, jy het seker baie geld in jou rekening, toe sê Karel, ek het niks geld in my rekening nie, ek het 'n koning wat alles het. Kom aan. En daai tyd was dit François van die kerk. En François sê vir my, hoe bou jy dan hierdie kerk? Ek sê, ek vertrou die Here. Ek sê, maar julle het ons nou begin daaronder, hoe gaan julle dit doen? Hy sê, net nie op hierdie manier nie, ek gaan 'n ander pad, daai ding moet laat kom. Julle vat te lank. Hulle kon dit doen, want hulle het 'n groot kerk van 7.500 lidmate gehad in die stad. Ek kon nie. Ek het net 'n koning in die hemel gehad. 'n Papa in die hemel. Maar hierdie skrif, ek mis 'n klomp dinge in hierdie skrif in daardie jare wat ek nie raak sien nie, want ek is eintlik gepreoccupeer met hierdie gebou, met om hierdie gemeente daar te bring. En julle moet mooi verstaan, in daai jare, in 1994 rond, het hier 'n klomp sakemanne in hierdie omgewing gebly wat in Rosslyn besighede gehad het in die gewoonheid. Een van die Wanneberg broers het net hier afgebly, 2-3 huise hier langsaan. Hier was 'n klomp mense hooggeplaaste mense wat in hierdie omgewing gebly het. Hulle almal kom by mekaar, konings sal optrek na jou stralende lig. Die tweede skrif wat die Here my gegee het, en ek gaan nie daai skrif vir jou lees, ek gaan net vir jou sê wat staan daar, as Jesaja 49 vers 14 tot 22, maar doen jou net self 'n guns. Dan gaan lees jy Jesaja 49 en Jesaja 60 deur, dan sien jy is identies dieselfde woorde. Op die woord van 2 of 3 sal elke getuie vas staan. Wat
Wat sê in Jesaja 49 vers 14 tot 22? Hy sê jou seuns kom gou. Almal kom by mekaar om God se huis te versier. Hy sê hulle kom by mekaar en my huis sal daardeur versier word, jou seuns en jou dogters. Weet jy wat, God se huis word nie versier deur pragtige sitplekke nie. God se huis word nie versier deur banners teen die mure nie. God se huis word nie versier deur die beste orkes in die land nie. God se huis word nie versier deur die pak klere wat ek aan het of die nie pak klere wat ek aan het nie. God se huis word versier deur sy dogters en sy seuns wat teenwoordig is. So sê vir die ou langs jou, jy's supermooi. God kom vanmôre en hy praat met jou. Ek en jy is die versiering in God se huis. En ek en jy is 'n deel daarvan. Jou seuns kom gou, almal kom by mekaar om God se huis te versier. Dan sal jou kinders sê, die plek is te klein, maak vir ons ruimte dat ons kan woon. Dan sal ek sê, waar kom hierdie kinders vandaan, aangesien ons kinderloos, onvrugbaar, verban en verstote was? Nou julle, ek het 'n geskiedenisboek geskryf oor die gemeentes van Christus met die titel Verban terwille van sy naam. Hierdie kerk was verban omdat ons glo daar's een God in die hemel. Wat homself geopenbaar het as Vader, Seun en Heilige Gees. So ek en jy moet vanmôre verstaan. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou krag. So luister mooi, dan sal ek sê, waar kom die kinders vandaan, aangesien ek kinderloos, onvrugbaar was, verban en verstote, dan sal die Here sê, ek het hulle vir jou aangebring. Waar vandaan gaan God hulle aanbring, het ons nou gelees? Vanuit die? Ek hoor iemand brom dit hier, maar sê dit maar hard, vanuit die? Nasies. Ek moet so preek, dit klink 'n bietjie harder. God sê vanmôre, en ek is in my hart oortuig, want ons is in 'n posisie waar goed nie anders kan realiseer nie. Oor al die jare het ek, en dis maar net toe die gawes vir tale uitgedeel was by geboortes reg in die hemel, reg in die begin, voor die grondlegging van die wêreld, het die Here my heel laaste gesit. Vir een of ander rede. So ek het my hele lewe deur gefokus op Afrikaners. Dit was die mens, dit is waarvoor God my geroep het. Maar nou is ek 65. En nou sien ek in hierdie skrif wat sê die Here vir my, en ek dank die Here dat die nuwe generasie, hulle het heel voorgestaan toe Engels uitgedeel is. Ek dink almal het gelyktydig in 'n ry voorgestaan, in 'n parallelle ry, want almal praat net Engels vandag. Jy kan met hom Afrikaans praat, hy's 'n Afrikaner, maar hy praat Engels. Hy Sotho, maar hy praat Engels. Hy's 'n Xhosa, maar hy praat Engels. Kom aan. So ons is op 'n punt, kind van die Here, waar die omgewing waarin ons woon, ons hulle gaan mis. As ons nie sekere veranderinge aanbring nie. Wat sê ek vir jou? Daar's slegs 7% blanke mense in hierdie omgewing oor, waarvan net 4% Afrikaans sprekend is. Maar wat het hierdie skrif gesê? Nasies sal inkom. Nasies sal trek na jou lig. En ek mis dit.
Want vir jare lank fokus ons op ons taal en ons kultuur, en is dit wat die Here wil doen, en ek glo dit was wat die Here wil doen tot nou toe. Ek glo ons is vandag in daardie plek, of op daardie plek waar die Here vir ons sê, hoorie, kyk wat is rondom jou. En as jy my opdrag suksesvol wil uitvoer, moet jy sekere aanpassings maak. Want wie van u kan Matteus 28 vers 19 vir my quoteer? Kom aan, ek sal vir julle begin, dan sê julle hom saam met my. Gaan dan heen en maak disippels van die Afrikaner en doop die Afrikaner in die naam van Jesus Christus. Nee. Julle, dis lekker om tussen jou eie taal en jou eie mense wat kan assosieer kultuurgewys met jou taal, jou moedertaal. Julle, ek is 'n patriot, my moedertaal is my alles. Maar as ons 'n impak wil maak in Suid-Afrika en die mense in ons omgewing, moet ons verstaan, daar's 'n tyd vir alles. En ons moet hierdie tyd gryp en dit uitbuit in die naam van die Here. Vir daardie rede het ons reeds verlede jaar al die gemeente bymekaar gebring en gesê, kom stem daaroor, kan ons hierdie gemeente ook 'n Engelse komponent inbring op 'n formele manier. Ons sal die Afrikaanse diens 8 uur toeskuif en die Engelse diens 10 uur toeskuif. Of daar begin. En die gemeente het gesê, dis reg. 99% van die gemeente het gesê, dis reg. Maar weet jy wat? Elke nuwe begin verg 'n nuwe kommitment. Het jy gehoor wat ek sê? Elke nuwe begin verg 'n nuwe kommitment, dit verg 'n nuwe toewyding aan God. Wat is hierdie toewyding? Gebed, heiligmaking en geloof. 'n vars salwing van die Heilige Gees. Ons gaan dit nie doen sonder God se teenwoordigheid in ons lewens nie. Hoor wat sê Salomo. Die Bybel sê, toe die Here Jesus uit die tempel uitkom, toe wys die disippels hom hierdie pragt en praal van die tempel. En hulle sê, kyk hoe mooi is dit, kyk wat so groot klippe is dit gebou. Die tempel wat Salomo vir God gebou het, sou net nog 'n mooi gebou gewees het, as die salwing of die gees van God nie op daardie gebou neergesak het nie. Het jy gehoor wat ek sê? Hierdie kerk sal net nog 'n mooi gebou wees. Maar ons soek nie mooi geboue nie. Ek het al op 'n plek bedien bo in Afrika, waar die Roman spinnekoppe letterlik tussen die mense waar hulle almal op die grond sit hardloop en dan skiet die kinders dit net so weg. Ek wil iets oorkom want ek gril vir daai ding verskriklik. Dan is die stene se gap so skeef gebou, party is so goed dat daai spinnekop tussen daai muur en daai groef gaan loop, daar by die pip gaan loop en loop hier al langs die ding, dan kom hy hier na my rigting toe en ek sit met my skouer hier teen die muur want jy's redelik ingedruk aan daai gebou, as 500 mense in 'n gebou wat net 300 kan vat. En dan val die Heilige Gees van God. Nie net op een mens nie, op 'n hele, daar's pastoor Dirk, op 'n hele gemeente. So God gee nie eintlik om hoe die gebou lyk nie. God wil weet, is die wat in die gebou is, die versiering gereed vir sy Gees. Salomo bou hierdie kerk. En hy bou 'n pragtige gebou vir die Here. Hoor wat sê 2 Kronieke 5 vers 12 tot 14.
terwyl die sangers almal saam, terwyl die sangers almal saam in linne gekleed, spreek van heiligheid, afgesonderd, oostelik van die altaar staan, en dis nou hier by die inwyding van die tempel van Salomo, terwyl die sangers almal saam in linne gekleed, oostelik van die altaar staan, en vers 13, toe die trompetblasers en die sangers almal saam, eenstemmig, sê bietjie eenstemmig, begin om die Here te prys en te loof. So wat het hulle in eenstemmigheid gedoen? Hulle die Here geprys en hulle die Here geloof in een stem. Toe die trompetblasers en die sangers almal saam eenstemmig begin om die Here te prys en te loof, en net toe hulle die stem verhef met die trompette en die simbale en met die musiekinstrumente en met loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid, is die huis vervul met 'n wolk. So wanneer kom God in? Wanneer daar eenstemmige, waaragtige gebed, aanbidding tot hom opgaan deur mense wat afgesonder is en geheilig is in sy teenwoordigheid. Die oomblik toe hulle begin sing, die Here is goed en sy goedertierenheid is tot in ewigheid, het die huis van die Here, is die huis van die Here vervul met 'n wolk. Hoor wat sê vers 14, en die priesters kon vanweë die wolk God se teenwoordigheid nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van God vervul. Wie van u wil graag sien dat die krag van die Here so werk, dat almal wat bedien in die naam van die Here, die hele gemeente eintlik nie op hulle voete kan bly staan nie, maar in die teenwoordigheid van die Here op hulle aangesig val in sy heiligheid en in sy heerlikheid? Sal u dit graag wil sien? So wat moet gebeur? Daar moet 'n eenstemmigheid wees, daar moet 'n afwagting wees, die gebou moet voorberei wees, maar die versiering van hierdie gebou moet nie uiterlik wees nie, dit moet 'n afwagting in ons harte wees, waar ons op God wag in aanbidding. Vers 12 sê, in die laaste sin van hierdie gedeelte, omtrent 120 priesters het op die trompette geblaas toe die gees van die Here ingekom het. Hoeveel priesters? 120. Nou wil ek iets wys, ek wil jou vat op 'n pad. Met die geboorte van Jesus het 'n nuwe era aangebreek. Is julle seker daarvan? Ek is oortuig daarvan. Met die geboorte van Christus het God alles wat oud is nuut gemaak. Die ou dinge het verbygegaan en alles het in Christus Jesus nuut geword. Daar's 'n seisoen vir alles. Daar's 'n ou gesegde in Latyn wat sê carpe diem. Het jy dit al gehoor? Wat beteken dit? Hy sê seize the day, seize the moment. So ek en jy moet die oomblik waarin ek en jy is in 2026 vasgryp om daarmee iets te doen, nie net vir jouself nie. Nie net vir jou kinders nie, maar vir God. En jy kan nie namens my nie. En ek kan ook nie namens jou nie. Die verwelkomers kan nie namens die musikante en die lofprysing en aanbiddingsspan nie. Die beraders kan nie namens die dagbestuur nie. Die dagbestuur kan nie namens die bestuursraad nie. Almal van ons moet op 'n plek kom waar ons die oomblik gryp. Dit wat God in hierdie jare wil doen, moet ons vasgryp in sy wonderlike naam. Hoor wat sê Daniël 10. Hy sê hy voleindig, en ek gaan dit net vir jou opsom, Daniël 10 vers 24, want dit is 'n pragtige vers, en nou wil ek jy moet verstaan, die ouens wat nou glo in die voorwegraping, met ander woorde,
Die skrif wat hulle gebruik om die voorwegraping te bevestig is juis een van hulle is Daniël 10. Want hulle glo Daniël 10 is nog nie in sy volheid vervul nie. Dit moet nog vervul word. En dit gaan gebeur nadat die Here Jesus sy bruid kom haal het en 7 jaar daarna hy sy voete op die Olyfberg gaan neersit het. Hulle gebruik hierdie skrif as 'n skrif wat nog moet gebeur. Maar hoor wat sê Daniël 10 vers 24, hy sê, en hy het goddeloosheid voleindig. Het Jesus sonde volkome oorwin, ja of nee? Het hy sonde volkome oorwin, ja of nee? Hy is die eersteling van baie broeders, sê die Bybel. Die tweede ding wat Daniël skryf is, hy maak die maat van sondes vol. Met ander woorde, hy oorwin die duiwel. Die eerste een is hy volleinde goddeloosheid. Hy oorwin die duiwel. Hy maak die maat van sondes vol. Hy dra my en jou sondes op hom. Nou kan ek en jy deur sonde vergifnis wat Jesus vir ons gee, direk tot ons hemelse Vader gaan. Die derde ding wat Daniël sê, wat Christus kom doen is, hy versoen ongeregtigheid met God. Daar is niemand wat regverdig is nie, selfs nie een nie, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar elke persoon wat in Christus Jesus glo, is deur geloof in God geregverdig deur die bloed van die lam. Dis nie nog iets wat moet gebeur nie, dis daar. Die vierde ding is, hy bring 'n ewige geregtigheid aan. Sy koninkryk is 'n koninkryk vir alle eeue, 'n ewige geregtigheid. Dit kan nooit weer verander word nie. Die laaste ding wat Daniël sê gebeur is, hy beseël gesig en profeet. Hy maak die Ou Testament, hy rond dit af. Hy beseël dit. Hy vervul die totale Ou Testament. Maar as 'n skrif in die boek van Johannes wat sê dat die profete en dit wat Moses, die boek van Moses en die profete is tot op Johannes. Het u dit al gelees? Dit word afgesluit. Dit word volbring. Is dit weg? Nee. 'n Arend vlieg met 2 vlerke, die Ou en die Nuwe Testament. Maar God het dit beseël in Christus Jesus. En op die dag van Pinkster, weet jy wat gebeur daar? Ek gee jou een raai, hoeveel mense is in die bovertrek? Kom aan, wie van julle weet? Sê dit maar hard, pastoor Blier, want lyk my jy is al 'n pastoor, jy weet. Daar's 120 mense in die bovertrek. Is dit toevallig? Ou Gerald sê altyd as jy daai woord van geen sê toeval die lig. OK? Dis nie toevallig nie. Daar's 120 mense in die bovertrek. God se konings en sy priesters besig om 10 dae lank te wag op die belofte dat God se gees op hulle sal neerdal, net soos op die dag van die tempel van ouds. Die Bybel sê, hulle was eendragtig by mekaar. Hoe het hulle gelyk in die tempel van die Here, die 120? Die woord wat hulle daar gebruik is eenstemmig. Nou is eenstemmig en eendragtig dieselfde ding of nie? Yes. 120 in daai tempel toe die heerlikheid neerdal, 120 in die bovertrek, 120 in die tempel onder God in afwagting op die Here en dit wat God wil doen in eensstemmigheid, 120 in 'n bovertrek in eensstemmigheid en in afwagting en geheilig deur die bloed van Jesus. Wat gebeur dan? Toe val die Heilige Gees van Christus daardie dag op hulle. Sien, kind van die Here, het Jesus nie oor die ou tempel gepreek nie. Wat sê hy van die ou tempel? Ek breek dit af. En in 3 dae bou ek dit op. En dan sê die naskrif. En dit het hy gesê van sy liggaam wat sou sterwe en op die 3de dag uit die dood het opstaan. So die opstanding is vir my, die opstanding is vir jou. Jesus kom en hy gee dit vir ons. Hoor wat sê 1 Korintiërs 6 vers 19. En hierdie gaan vir baie van julle dalk 'n verrassing wees. Hy sê, of weet julle nie. Sê vir die ou langs jou, weet jy dit? Weet jy dit? Wat moet jy weet? Of
Paulus is verstom, hy sê, of weet julle dit nie? Snap julle dit nie? Verstaan julle dit nie? Of weet julle dan nie, dat julle, wat? Ek sien hom nie op die bord nie, 1 Korintiërs 6:19, of weet julle nie, dat julle liggaam, 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle is nie. So wat is jy? Wat is ek en jy? Die tempel. Ons sing en bid, ag Here, kom met die Gees in die tempel in die gebou in. Jy moet nie dit bid nie. Ons moet bid dat God met sy Gees in my inkom. As hier 100 ouens instap, en ons verwag die Gees van God moet iewerster hier inkom, dis goed en God kan dit doen, dan gaan ons dalk lank wag. Maar as hier 100 ouens instap, kragtig gevul met God se teenwoordigheid op 'n Sondagmôre, en jy kom hier in, en jy skud 'n ou se hand, en woeps, dan slaan die ou neer onder die krag. Jy gaan groot skrik, ja. Maar daar gaan 'n respek vir God begin kom. 'n Kind van die Here, dit is waarheen ons moet gaan. Elke persoon, dis die uur wat ons nou moet deurgaan. God wil nasies deur ons red. Hy wil konings inbring. Die Here sê, ek wil hulle na julle toe bring. Ek wil hulle red. Ek wil hulle by my hê. Hulle moet die plek van my heiligdom kom versier, maar ek gaan julle gebruik. 120 mense met geloof wag op die belofte van die Heilige Gees krag. En die Bybel sê, en skielik kom die inwonende krag van God, en dit kom oor hulle, en die spreek in tale, en in 4 tonge, en soos 'n wind. En wat is die effek daarvan? 120 mense word gevul met God se Gees. Wat is die effek daarvan? 3000 bekeerlinge by een diens. Wie van u sal wil sien dat honderde mense op een slag tot bekering kom? Kom aan. Wanneer, ek kom ook vra, dink julle dit kan vandag nog gebeur? 'n Ander vriend van Richard, 'n jong pastoor, hy's 25 jaar oud. Richard wys my 'n video waar hy in Nigerië bedien terwyl hulle die kerke aan die brand steek, die klomp moslems die kerk aan die brand steek en honderde Christene vermoor. Het hierdie jong man in uitreiking in Nigerië waar duisende mense opdaag om voor die Here te kom bekeer. Duisende. Die gehoor is so groot, jy kan nie die verste ou met 'n verkyker sien. 25 jaar oud. Kan God jou gebruik? Ja. Hoe wil hy jou gebruik? Deur sy Gees. Die kerk vandag het pap geraak, omdat ons nie meer op God wag. Ons dryf die kerk deur programme, ons dryf die kerk deur allerhande menslike ingesteldhede, ons spreek wat mense wil hoor. Ons kom nie goed. As ons wil hê konings moet optrek na ons stralende lig, moet ons gaan doen wat die voorkerk gedoen het, gaan wag op die Here. En ek gaan 'n tyd uitroep waar ons gaan pas en bid voor die Here. Met een uitsluitlike doel. Siele vir Jesus. In 2 Kronieke 5 vers 2, en ek is nie ver van klaar nie, sê Salomo die volgende woord. En Salomo het die oudstes van Israel en al die stamgenote, die familieowerstes van Israel in Jerusalem bymekaar laat kom, om die verbondsark van die Here uit die stad van Dawid, dit is Sion, opwaarts te bring. So wat doen Salomo? Hy bring al die oudstes van die families bymekaar. En hy sê, kom,
Ons gaan Jesus, ons gaan God se ark haal, die ark wat in die tempel gestaan het. En hierdie mense daag op en hulle staan voor die ark van die Here. En die hele vergadering, die gemeente, het saam met Salomo voor die ark van God gaan staan. En hulle het offers gebring. Daarna het hulle die ark van die Here na sy plek, in die binneste vertrek van die huis, in die allerheiligste gebring, onder die vlerke van die gerubs in. As ek en jy die tempel is, moet ek verstaan, daar is 'n plek waar God wil woon. En ek gee jou een raai, waar is dit? In jou hart. So waar wil God wees? Hier. Elke dag. Hierdie mense gaan staan voor die ark. En die oomblik toe die ark op sy plek gesit is, en almal gereed is vir die groot oomblik van hierdie inwyding van hierdie tempel, en hierdie priesters begin speel, en die lied word gesing, en die oomblik toe die trompette blaas, en hulle sing, die grootheid en die goedertierenheid van die Here is tot in alle ewigheid, toe daal die krag van God op daai gebou neer. Nou dink 'n bietjie, kind van die Here. Elke keer wat ek en jy bid, en ek hoop jy bid, hoeveel van daai tyd spandeer ons net om ons eie moeilikheid na die Here toe te vat? Hoeveel van daai tyd spandeer ons om te vra, give me, help me. Kom aan. Hierdie mense kom nie om vir die Here te sê, help my, gee my nie. Hulle kom en hulle sing van die grootheid en die goedheid van God. En die volgende oomblik is die teenwoordigheid van die Here daar. As hierdie kerk op die plek wil kom, en ek wil nie sê die kerk nie, want ek kan dit net na myself te trek. As Suid-Afrika wil hê, God moet opnuut op ons ag gee, dan moet die kerk weer na God begin soek, soos die kerk van ouds. Ek is oortuig, God wil iets in hierdie land doen. Hier's genoeg kinders van God. Hierdie is die enigste land waarvan ek weet waar 1 miljoen Christene by mekaar kom, nie een keer nie, meer as een keer, om die Here te aanbid. In eenheid. Jare terug het ons 'n pad in die berg opgebou, letterlik met houtstompe. Met gerookte pale, jackhammers, gerookte pale, om van onder af oor die brug te loop, reguit op tot bo, sodat alle mense wat God wil aanbid op die berg, gemaklik daar kon oploop, en die Here kan gaan aanbid. Honderde voorbidders het op 'n slag by mekaar gekom. 4.500 mense het Rachel de Beerstraat van die Duikweg af gestaan tot by die Acacia Forum. Hande gevat in 2004, 2002. Die burgemeester van Acacia was daai tyd daar. Hande te vat en vir die Here te bid vir Suid-Afrika. Ons het eenheid van kerke bevorder. Ons het Christene by mekaar gebring. Al wat ek weet is, as ons 'n verskil wil maak, as ons dit wil sien wat God nuut wil doen, moet ons die evangelie aan alle mense verkondig, maar onder die krag van die Heilige Gees. Ek wil nie meer na 34 jaar baie goed doen nie. Ek wil die Here bid om my in hierdie jaar te help. Om soos in die jong dae toe ek bediening toe gegaan het,
net op die Here te wag vir sy krag. Want dan sal ons sien hoe dat mense in hierdie omgewing gered word en by die Here uitkom. Ek sluit af met vers 7, hoe dat sê hy: die priesters dra die verbondsark van God op hulle skouers in die tempel in. Daai priesters was klaar gereed met God se teenwoordigheid op hulle skouers. Smith Wigglesworth, as hulle vir hom sê, hoorie somma, hoekom preek jy net 45 minute? Dan het hy vir hulle gesê, maar ek het nie 2 ure nodig om die gees van God op te wek nie. Daar waar ek is die gees van die Here. So ek wil vir jou vra vanmôre, God wil iets niets doen. Hierdie preek is nie wat kan jy uit God uitkry nie. Hierdie preek is wat kan jy in 2026 vir God doen. Want hy wil iets niets doen. My pleidooi vanmôre by jou is asseblief, moenie weggaan, omdat jy nie voel dat alle mense gered moet word nie. Dis jou opdrag. Ons kan nie by dit langer verbygaan nie. Hier's duisende mense in hierdie omgewing wat Engels sprekend is, wat God nie ken nie. En ek en jy kan op die strand gaan loop en een vir een van daai ou goedjies wat uitgespoel het teruggooi en sê, Here, ons bring hulle terug onder u koninkryk in. So ek het 'n afwagting. Gryp God se tyd vir hierdie gemeente in jou lewe. Maar gryp ook God se tyd vir jou lewe. Want hoe voller jy van die gees van God is, hoe meer tyd jy met God spandeer, hoe meer woord jy van God in jou hart het, hoe makliker gaan jy deur hierdie lewe gaan. Want God is die rots waarby ons kan skuil. Kom ons buig ons hoofde in aanbidding. Ek wil vanmôre vir jou vra, terwyl jy net so buig, jy net om jou hand op te steek as jy wil. Is daar iemand wat vanmôre sê, Here, ek wil God se tyd vir my lewe gryp in 2026? Is daar iemand wat sê, ek wil dit doen? Daar's hande wat opgaan. Is daar nog iemand wat sê, ek wil die tyd gryp wat God wil doen? Weet jy, daar waar jy is, gaan God jou gebruik. Maar hoe voller jy van God se gees is, jy kan maar laat sak, hoe meer effektief gaan jy wees in God se koninkryk. Vader, my gebed vanmôre is dat U ons sal help om hierdie oomblik, hierdie uur, hierdie tyd wat U beskik het. Want vir elke ding onder die son is daar 'n tyd. En Here, daar's 'n tyd vir my lewe om op te lyn met God se wil. Hierdie skrifte het gesê, nasies, U wil nasies stuur, hulle kinders, seuns en dogters sal op hulle heupe gedra word. U wil hulle inbring, dan sal ons omdraai en kyk en sê, Here, waar kom hierdie mense vandaan? Dan sal die Here sê, ek het hulle vir julle gebaar. Ek het vir hulle vir julle aangebring. En Here, dit is so dat daar's 'n groot behoefte in ons omgewing om ook in ons eie taal bedien te word, en ons wil dit nie verontagsaam en dit nie ook verlore laat raak nie. Daarom gaan ons dit akkommodeer, ons gaan net tyd skuif. En ek wil bid, Here, ek dink aan hulle wat ver ry, vir wie dit 'n groot opoffering gaan wees. Ek wil vra dat die Here vir hulle genade sal gee en krag en sterkte, dat hulle dit ook kan maak. Ek wil bid, Hemelse Vader, dat U ons genade sal gee om hande te vat en dat elkeen van ons hierdie oomblikke sal gryp om dit te doen wat die Here wil in ons lewens doen. En Here, hier sit vanmôre mense met 'n nood, hier sit vanmôre mense in 'n behoefte. En ek wil bid, Here, dat U elkeen van hulle sal aanraak en dat U vir hulle genade sal gee.
en dat U Hemelse Vader ook U hand van krag oor hulle sal uitsteek. Sal U in hierdie jaar wat voor lê, Here, mense genees. Sal U emosionele, geestelike en fisiese helings bring. Sal U mense van sonde verlos. Sal U mense, Hemelse Vader, tussen kultuurgrense aan mekaar bind in 'n eenheid, sodat ons daar by mekaar kan kom waar God se Gees werk. Help die leierskap van hierdie kerk, Here, om ons beplanning te doen in ons beperkte vermoëns. Maar ek wil bid, Here, kom voer U plan deur. In U plan, Here, is U salwing. U plan is U woord. En gee U ons genade om dit te doen in Jesus se almagtige naam. En ek dank U daarvoor, Vader. Amen.